Goeiedag en welkom by die Waarheid program. Elke week grawe ons so bietjie dieper en dieper in God se woord op soek na die waarheid. In ons vorige 2 episodes het ons bietjie gekyk na hierdie fees wat ons ken as Kersfees. Ons het gekyk waar hierdie fees vandaan kom en wat Abba se hart regtig is oor hierdie fees. Vandag gaan ons nog so 'n trappie dieper. Ons gaan bietjie kyk na hierdie vrolike ronde man met sy rooi klere en sy wit hare. Santa Claus of Kersvader. Wie is hierdie man nou eintlik? En hoekom lyk hy juist so? Waar kom hierdie tradisie vandaan? Kom ons gaan saam met professor Gerrie en ons gaan kyk bietjie dieper na hierdie fees. Waar staan dit dat ons die geboorte van Jesus moet vier met 'n vetterige rooi man wat op sy slee rondry? En 'n boom wat ons opslaan en dan sit ons al die geskenke onder die boom. Waar sê die woord vir ons dis hoe ons die geboorte van Yeshua, van Jesus Christus moet vier? So kom ons staan vir 'n oomblik stil by hierdie karakter met die naam van Kersvader of Santa Claus, soos die Engelse van praat. Ons staan net vir 'n oomblik stil by die karakter van hierdie man en gaan kyk, wat is die doel? Want agter hierdie sal ons sien is hierdie meesterplan van Satan om ons kinders te bedrieg en te belieg. Dalk kan ons begin by Jesaja 14 vers 12 tot 14, wat praat oor Lucifer en wat sy hele doel is, wat sy meesterplan is, wat sy taktiek is van aanval. En weet jy wat, skepping van God, reg deur die woord van God, is daar een tema, it's all about worship. Die vyand wil net een ding hê, en dit is, hy wil hê jy moet hom aanbid, en God wil hê, sê vir jou, maar jy moet my aanbid. En dis hoekom, toe Jesus versoek is in die woestyn, het die vyand vir ons sê, val neer en aanbid my, en ek gee vir jou alles wat jou hart begeer. Because it's all about worship. En in die rebellion en in die pride van Lucifer kom hy en hy sê, in Jesaja 14 sê, I will be like the Most High. En elke tree wat hy gee, elke aanval wat hy loods, is hierdie naap, hierdie vals prentjies van dit wat God vir ons sê. En hy probeer met alles in hom, probeer hy tog net te wees like the Most High. Maar daar is net een God en sy naam is Yahweh. Daar's net een God wat die hemel en aarde geskaap het. En in hierdie prentjie dan begin Santa en Kersvader vir ons sin maak as jy dit lees net nadat jy Jesaja 14 wat gesê het, I will be like the Most High. Ek wil soos God wees. Santa onthou 321 na Christus hierdie fees ingestel deur die Romeine, die taal wat hulle gebruik het, Latyns. Santa in Latyns beteken holy. My woord sê God en God alleen is heilig. Santa beteken holy. En hierdie titel wat ons vir 'n afgod gee. En die ergste van alles is, ons vier dit jaar in en jaar uit. Luister gou na hierdie naapery van vyand om te probeer uit die woord van God uit eienskappe te haal en dan probeer ons dit te sit aan Kersvader. Probeer die vyand te sit om te sê, maar weet jy wat, kom ek vat die kinders op 'n rustige manier, vat ek hulle in hierdie leuen in. Openbaring 1 vers 14 het 'n beskrywing van Jesus wat tussen die 7 lampe staan. Johannes sien hierdie draai om, hy sê ek het 'n stem agter my hoor praat, en toe ek omdraai, toe sien ek hom staan, hy wat lyk soos die seun van die mens, tussen hierdie 7 lampe. 7 menorahs sien ek hom staan. En dan staan daar, sy hare was so wit soos wol, so wit soos sneeu. Wat 'n kleur is Kersvader se hare. Wit soos wol, soos sneeu.
Jesaja 63 vers 2 beskryf Jesaja vir God en dan skryf hy die volgende woord, dan sê hy, wherefore art thou red in thine apparel? Hy beskryf vir God. Openbaring 19 sê, beskryf wanneer Jesus weer kom om ons te kom haal, wanneer hy kom vir die slag van Armageddon, sê, he wore clothes drenched in blood. Wat se kleur trek ons vir Vader Kersfees aan? Klink amper vir my of hy iemand probeer naap, maar hou so 'n bietjie vas, ons het nog nie begin nie. Markus 6 vers 3 kan ons gaan lees, wat was Jesus se beroep terwyl hy op aarde was? Skrynwerker. Wat's die beroep van Kersvader? So, dis per toeval ook 'n carpenter. Sien jy die prentjie wat begin bou? Sien jy Jesaja 14, I will be like the Most High, ek sal die eienskappe van God, wat sy woord sê, vat, en ek sal dit koppel aan 'n wêreldse figuur, om ons kinders se aandag weg te trek, van dit wat die waarheid is, en dit wie God is. Esegiel 8 vers 14 beskryf Esegiel hierdie amazing tyd saam met God. Die gees van God, jy kan gaan lees Esegiel 8. Die gees van God tel vir Esegiel op en vat hom Jerusalem toe en sit hom neer by die tempel om vir hom hierdie prentjie te wys van die tempel, en dan skryf hy, dan sê hy, he brought me to the door, the gate of the Lord's house towards the north. Waar bly Vader Kersfees? Towards the north. Sien jy hierdie cheap imitation van totaal en al uit konteks uit van wat God probeer vir ons sê. Luister gou wat sê Deuteronomium 33 vers 26. There is none like you, O God of Yeshurun. Yeshurun beteken, die oorspronklike woord is righteousness. There is no one like you, God of righteousness, who rideth upon the heaven in thy help, and in his excellency is the sky. Die Afrikaans sê, niemand is daar soos u nie, God, o Yeshurun, wat beteken righteousness, wat oor die hemel ry as jou hulp en oor die wolke in sy heiligheid en in sy hoogheid. Hoe ry Vader Kersfees om die persentjies te bring through the sky en die sleigh saam met sy helpers? Kan jy sien hierdie absolute mockery van God se woord wat gemaak word? En die ergste van alles is, ek as pappa van my kind, of ouma of oupa van my kleinkind, vertel dit vir hulle asof dit die waarheid is. Sagaria 2 vers 6 praat God self in sy woord. Luister gou, is God self wat praat, dan sê hy, ho, ho, and flee from the land of the north. Jy het gewonder waar Vader Kersfees se woorde vandaan kom, hou, hou. Mockery van God. Ek wonder hoekom, wat is die rede dat Kersvader juist deur die skoorsteen moet kom? En die eerste versie wat net by my opkom, voordat Papa God vir my die amazingste woord gee. As ek sit so met my oë toe en ek bid en ek vra, Here, hoekom word hierdie afgodsbeeld, hoekom is hierdie afgod, wat is die rede dat hy deur die skoorsteen kom, deur die chimney moet kom, waar kom dit vandaan, Here? En hier binne in my kom net op Openbaring 1 vers 15 wat Jesus beskryf, dis daai selfde prentjie wat Johannes beskryf. Dan beskryf hy die voete van Jesus en sê hy, his feet were as if they were burned in a furnace. Dan sien ons hoe Vader Kersfees kom deur die chimney, want hy wil seker sy voetjies ook in die furnace sit. Maar daar is net een God. En terwyl ek so sit, sê Papa God vir my, Gary, gaan lees Johannes 10. Gaan lees Johannes 10 vers 1 en 2. En ek weet min of meer wat die tema's van Johannes 10, maar toe Papa God het vir my sê, toe weet ek glad nie presies, in die presiese woorde wat daar staan nie. Hoor gou hierso, wat sê Johannes 10?
Verily, verily, I say unto you, he that enter not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, is a thief and a robber. Afrikaans, voorwaar ek sê vir julle, hy wat nie by die deur van die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower. Maar hoor hierso, maar hy wat by die deur ingaan, is die herder van die skape. En dan sê ek is die deur. Jy kan nie deur my inkom. Sien jy hierdie prentjie? Sien jy hierdie prentjie, dan kom by my op Hosea 4 vers 6 wat sê, maar my volk gaan ten gronde, want dit is nie hierdie waarheid nie. En wat gaan ek en jy maak met hierdie waarheid? Wat gaan ek en jy maak hiermee, skepping van God? Markus 10 vers 13 tot 14 sê die woord, mense het die kindertjies na Jesus toegebring, sodat hy hulle kon aanraak. Matteus 18 vers 1 tot 5 sê die woord van God, en Jesus het gekom en hy het 'n kindjie nader getrek en dan staan daar, en hy het sy arm rondom die kindjie gesit. Jo. Klink verby baie na apery in Key West, of in Clearwater. Want wat sê Vader Kersfees, wanneer hy op sy sogenaamde troon sit? Stuur die kindertjies na my toe, en ek sal my arms rondom hulle sit, en my kind wil nie gaan nie, hy skreeu om my nek, en ek skeer hom van my nek af, om hom op hierdie afgod se skoot te gaan sit. Wanneer gaan ons ophou daarmee, en begin beweeg in die waarheid wat God ons leer? Wanneer gaan ons klaar kry hiermee? Hoekom is hierdie so hartseer, en hierdie volgende paar minute will blow your mind? Want die eerste reaksie wat jy kry by mense, man, maar is onskuldige van. Hoekom is dit so gevaarlik, en hoekom is hierdie so hartseer? Vra ek vir Papa God, en Papa God vat my na hierdie plekkie toe, wat hy my leer, en hy sê vir my, Gary, 'n kind wat gebore word, elke kind, reg oor die aarde, word met een ding gebore. En dis daai kinderlike geloof. Daai kinderlike geloof waarvan Matteus 18 praat, wat Jesus sê, as jy nie hierdie geloof het nie, kan jy nie inkom in die koninkryk van God. Elke kind het dit, want 'n kind glo alles wat jy hom vertel. Sien jy hierdie prentjie? Waar kom dit vandaan? Laat hy alles glo? Is dit nie sodat ek en jy hom met die waarheid moet vul, terwyl hy alles glo? Terwyl hy gebore word met hierdie kinderlike geloof, en is dit nie juis waarmee ons se moet volmaak nie? Wat sê ons vir ons kinders? Kersvader sien jou. Hy weet of jy goed of sleg was. He knew if you were good or bad during the year. En dan sal hy besluit of hy vir jou 'n klein of 'n groot persent gee of niks gee nie. Want hy sien jou. Dis nie waarheid nie. Wat leer ek my kind? Fear Santa, because he knows everything about you. Dis nie die waarheid nie. Dis nie waarheid nie, skepping van God. Santa weet niks nie, want hy bestaan nie. Maar God weet alles van my. God weet wat binne in Gerry aangaan. God weet wat binne in Gerry klop. God weet wat dit is wat Gerry laat asemhaal. God is die asem wat Gerry haal. Sien jy, as ek vir my kind sê, sien Kersvader sien of jy goed of sleg was, en hy gaan besluit of hy vir jou persent gee. Sien jy hoe ek my kind voorwaardelike liefde leer? Sien jy die prentjie van hoe ek vir hom leer? If you are good, it equals a present. If you did something wrong, you will receive no gift. Wat het geword van die waarheid van, kom soos jy is, al was jy so rooi soos karlaken, ek sal jou wit was soos wol. Wat het geword van God se onvoorwaardelike liefde?
Sien, want ek skets hierdie prentjie van my goeie dade as ek perform voor God, I will receive his gifts. Ek kan mos nie kom net soos ek is nie, want ek is 'n sleg in die sonde. Gerry, so as ek na God toe gaan, net soos wat ek is, he won't give me any gift. Hy sal my nie daai liefde gee nie. Hoekom? Want ek was dan sleg gewees. Sien jy waar hierdie doktrine gebore word? Want my kind beslis nie daarmee gebore nie. Hy is gebore met 'n kinderlike geloof, wat alles sal glo, wat ek vir hom sê. Waar het hy daai valsheid gehoor? Waar hoor my kind dit? Is dit nie tyd dat ons kinders gevorm word in die waarheid van God nie? Want sien, sodra my kind gevorm is in sy geloof, hy word gebore met hierdie kinderlike geloof, ek vorm hom met 'n haas wat gekleurde eiers lê. Ek vorm hom met 'n muis wat sy tande kom haal as hy dit wissel. Ek vorm hom met 'n dik rooi mannetjie wat deur die lug vlieg met Rudolf the Red-Nosed Reindeer en vir hom 'n persent bring net as hy goed was. Ek vorm hom met daai en dan as ek hom net mooi korrup het en as hy geloof en hy twyfel mooi in hom is, dan sê ek vir hom, weet jy wat, al die jare het ek vir jou gelieg. Want dan verdwyn Kersvader, want dan weet almal dis 'n leuen en hy bestaan nie. Maar wat is gevorm binne in my kind? Wat se geloof het ek binne in my kind gesit? Wat het gebeur met daai kinderlike geloof? Maar is dit nie wat ons moet doen om my kind groot te maak en te sê, luister gou na wat pappa jou wil leer oor Abba, oor Papa God, die een wat die hemel en die aarde geskaap het, die een wat jou geskaap het, my kind. Is dit nie tyd dat ons kinders daaroor begin leer nie? Want sien, ons kindertjies leer van Vader Kersfees. Jy moet vir Vader Kersfees vra, en wat doen my kind? Wat's dit anders as gebed? Please Santa Claus, can I have a bike for my birthday? Wat doen ek aan my kind? Hy doen niks anders as worship en bid tot Santa Claus vir dit wat hy wil hê nie. Dis niks anders as 'n gebed wat hy bid nie. En ons vat hierdie kinderlike geloof waarmee hierdie geskenkies gebore word, wat uit die moeder se baarmoeder uitkom. Ons vat hierdie kinderlike geloof en Kersvader is niks anders as 'n verkragting van hierdie kinderlike geloof nie. Dis niks anders nie. Hulle is lief vir hom. Hulle praat met Santa. Hulle het nie 'n saak met die feit dat Jesus gebore is nie. Hulle wag vir Santa want hulle kyk deur die venster, want my bicycle is op pad. Of my PlayStation is op pad. So weet jy wat? Dankie vir Jesus. In 'n krib en so. Maar ek kyk hier by die venster, wanneer kom Santa? Om my kous te kom volmaak. Wanneer kry ek my geskenke? Ek sal selfs vir my afgodsoffer uitsit van koekies en melk. Toe hoor ek in die week wat verby is, Gerry, jy's agter, hulle sit nou vir Santa 'n bier uit. Sê ek, okay, sorry. My kind sit vir my afgodsoffer uit, want miskien, ek het altyd gewonder hoekom ryk hy so na whisky in die winkelsentrums. Ek sit hierdie afgodsoffer, sit ek vir hom uit. My kind. En die volgende oggend hardloop hy en dan is daar 'n byt uit die koekie uit wat pappa of mamma gevat het, net om vir hom te wys Santa was hy. Hoe groot verkrachting van 'n kinderlike geloof is dit? Wat maak ek? Kersvader is hierdie karakter wat geskep is om ons kinders se kinderlike geloof te kom steel. En hy gebruik ons as ouers as evangeliste van hierdie boodskap. Christen en nie Christen. Ons is sy grootste evangeliste van Kersvader. Want as ek vir my kinders sê, weet jy wat, daar is nie so iets soos Kersvader nie, en iemand een van julle kom en sê, weet jy wat, daar's 'n Kersvader, gaan hy sê, weet jy wat, sit, daar's nie so iets nie hoor. Want hy glo wat pappa sê, hy glo wat mamma sê, hy glo wat ouma sê, en hy glo wat oupa sê. Eerste bo alles. En wat maak ons daarmee?
Wat maak ons met hierdie? Ek kan mos nie my kind kom korrup met al hierdie dinge en ek doen dit in die naam van godsdiens. Want in die lewe kan ek nie hierheen uitfigure van hoe ek die geboorte van Yeshua HaMashiach, Jesus Christus die Messias uitbring by 'n Kersvader en by 'n Kersboom nie. Wow. Abba, dankie vir u woord wat onveranderlik is. Julle God se woord is vas en God se woord is waar. Die vraag is, wat gaan ons met hierdie waarheid doen? Gaan ons toelaat dat God se woord ons kom vrymaak? Hy sê in Jeremia 29 vers 11 dat hy weet wat hy vir ons beplan en dit is voorspoed in hierdie lewe van oorvloed. Gaan ons toelaat dat doktrines en tradisies ons langer vasbind? Vir die van julle wat nog so 'n bietjie meer wil weet, gaan besoek gerus ons webwerf by www.cfwc.co.za. Daar is 'n afdeling genaamd Preke. Gaan download gerus die Wat mis ons van Kersfees preek. Julle volgende week kuier professor Gerry Bester weer hier saam met ons in die Waarheid Sitkamer. Tot volgende week dan gesels ons verder oor hierdie onderwerp. Mag Abba Vader jou ryklik seën. Shalom.